Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 27 Januarie, 'n lewende offer. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U baie dankie vir hierdie studie wat U ons skenk om te leer. Ons vra as dit U wil is, liewe Vader, dat U asseblief ons geestelike oog en verstand mag open, dat ons mag verstaan wat ons leer. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Filippense 2 vers 17, 2 Timoteus 4 vers 6, Romeine 12 vers 1 en 2 en 1 Korintiërs 11 vers 1. Wat sê Paulus in hierdie skrifgedeeltes? Ons lees Filippense 2 vers 17. Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal. Ons lees 2 Timoteus 4 vers 6. Want ek word alreeds as 'n dankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. In Romeine 12 vers 1 en 2 lees ons, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons lees 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Paulus het reeds sy verbasende verlange om in diens van Christus te lewe of te sterwe aangedui in Filippense 1 vers 20 tot 23. Nou gee hy te kenne dat hy hom sal verbly om as 'n drankoffer uitgegiet te word in Filippense 2. Hierdie beeldspraak word op die antieke praktyk van plengoffers of drankoffers gebaseer wat die gieting van 'n vloeistof soos 'n olie of wyn of water as 'n offer aan God behels het. Voorbeelde daarvan gaan ons lees in Genesis 35 vers 14. En Jakob het 'n gedenksteen opgerig op die plek waar hy met hom gespreek het, 'n gedenksteen van klip en daarop 'n drankoffer uitgegiet en olie daarop uitgegooi. Nog 'n voorbeeld lees ons in Eksodus 29 vers 40. Met 'n tiende van 'n eva fynmeel gemeng met 'n kwart hin uitgestampte olie en as drankoffer 'n kwart hin wyn vir die een lam. Die laaste voorbeeld lees ons uit 2 Samuel 23 verse 15 tot 17. En Dawid het 'n begeerte vol opkom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Bethlehem wat by die poort is? En toe het die 3 helde deur die laar van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Bethlehem wat by die poort was en dit gedra en na Dawid gebring. Maar hy wou dit nie drink nie en het dit tot eer van die Here uitgegiet en gesê, dit is ver van my Here, dat ek dit sou doen. Sou ek die bloed drink van die manne wat met lewensgevaar gegaan het? En hy wou dit nie drink nie. Dit het die 3 helde gedoen. 2 Samuel 23 vers 15 tot 17. Die skynbare vermorsing van 'n waardevolle vloeistof as 'n daad van aanbidding herinner ons aan Maria se daad toe sy Jesus se hoof en voete met die baie kosbare nardusolie gesalf het in Markus 14 en Johannes 12. Terwyl dit nie 'n drankoffer op sigself was nie, het dit duidelik 'n enorme offerande verteenwoordig wat baie gepas die oneindige opoffering wat Christus vir ons verlossing sou maak voorgestel het. Sou Paulus vir sy verspreiding van die evangelie tereggestel geword het, sou hy verheug gewees het, omdat sy lewe as 'n offer vir God uitgegiet sou geword het. Omdat plengoffers in die Hebreëse Bybel gewoonlik nie alleen nie, maar saam met 'n offerande geoffer was,
Sou Paulus die gee van sy lewe beskou het as die gepaste kompliment of aanvulling by die offer en bediening van die gelowiges in Filippi, wat deur geloof gekies het om hulle lewens aan God as lewende offers toe te wy in Romeine 12 vers 1. Lees gerus Numeri 15 vers 1 tot 10 en Numeri 28 verse 1 tot 15. Die vroeë Christene wat ook die in Filippi ingesluit het, Filippense 1 vers 27 tot 29, was aktief besig om hulle geloof met ander te deel. Hulle het die evangelie van huis tot huis versprei, soos gelees in Handelinge 5 vers 42. Hulle het hul eie huise vir die studie van die skrif oopgestel, soos gelees in Handelinge 12 vers 12, wat sê, en nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. Ons lees ook 1 Korintiërs 16 vers 19. Die gemeentes van Asië groet julle. Aquila en Priscilla, saam met die gemeente wat in hulle huis is, laat vir julle baie groete weet in die Here. Kolossense 4 vers 15 lees ook, groet die broeders in Laodicea en Nymphas en die gemeente wat in sy huis is. Filemon verse 1 en 2 lees ook, Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus en die broeder Timotheus aan Filemon, die geliefde en ons mede-arbeider, en aan Appia, die geliefde suster, en aan Archippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat in jou huis is. En hulle was in staat om redes uit die skrif te gee vir wat hulle geglo het. Ons lees daarvan eerstens in Handelinge 17 vers 11 wat sê, en hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die geskrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Ons lees ook Handelinge 18 vers 26. En hy het vrymoediglik in die sinagoge begin spreek, maar nadat Aquila en Priscilla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem en hom noukeurig die weg van God uitgelê. Ons lees ook 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. 1 Petrus 3 vers 15. Ons Adventiste pioniers het dieselfde gedoen. Sonder om op hulle leraars te wag om die boodskap onder hulle bure te versprei, het hulle hul geloof gedeel, Bybelstudies gegee en mense voorberei om gedoop te word wanneer die leraars sou terugkeer. Kortliks gestel deur groot persoonlike opofferings, dit is 'n lewende offer, het hulle gewerk om die evangelie te versprei. Moet ons enigstens minder as dit doen? Dink na oor wat dit vir jou lewe sal beteken om 'n lewende offer te wees. Hoeveel offer jy op die koninkryk van God en wat sê jou antwoord aan jou oor jouself?